Hallo groetie, goeiemôre. Wat 'n lieflike oggend is dit net nie. Soos wat jy kan sien, is dit nog redelik donker. Ek is hier so in KZN en wat 'n voorreg om u te groet in daardie mooi en kosbare naam van Jesus Christus. Ek hoop en vertrou u is môre opgewonde in u harte. Opgewonde met die wete, dit is die dag wat die Here gemaak het. En laat ons onsself verbly in hierdie dag, in die grootheid en die almag van God. Ons ry gister so langs die see af en ek besef net, Here, dit is net U wat dit kan doen. Geen mens kan dit doen nie. U het die bepalings van die water ingesit en hulle kom nie verder as dit nie. Is dit nie vanmôre wonderlik om dit te weet? Baie praat oor die bergpredikasie en dit is so belangrik dat ons môre daarna gaan kyk. Hy sê daar in vers 14 in Matteus 5, julle is die lig van die wêreld. Nou u sien vanmôre dat dit is besig, die dag is besig om te breek, alhoewel dit tog so effens donkerig is die dag besig om te breek. En dan kom Jesus en hy maak hierdie stelling en hy sê, julle is die lig van hierdie wêreld. Met ander woorde, dat ons lig so sal skyn, dat hulle Jesus Christus in ons lewe sal sien, dat ons 'n lig sal wees, want daar waar daar nie lig is nie, is 'n duisternis, maar dank God in hierdie môre, die lig verdryf die duisternis. Is dit nie wonderlik vanmôre om te weet, jy is lig vanmôre, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Met ander woorde, wat wil die Here Jesus vanmôre vir ons daar sê? 'n stad wat bo op 'n berg lê. Hy praat nie van 'n huis nie. Hy praat nie net van een gebou nie. Hy praat nie van 'n winkelsentrum nie. Hy praat van 'n stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Die beginsel is dat almal moet dit kan sien. Daai lig, daai stad, almal moet dit kan sien. En so moet God se woord in ons lewe wees, dat dit 'n lig vir ander mense in hierdie dag sal wees. Dat wanneer hulle na jou lewe kyk, dat hulle kan sê, dit is lig. Dit is wat ek ook wil hê. Dat hulle nie sal struikel en sal val nie. En as iemand struikel en hy val, dan beteken dit, hy loop in die donkerte, maar dat ek wat die ligdraer van God is, my hand sal uitsteek, die persoon sal optel, hom nie sal verder vertrap in die grond nie, hom sal optel, hom sal dra, en vir hom 'n lig wees, met ander woorde, om vir hom leiding te gee, om vir hom ondersteuning te gee. Ek weet die Here doen dit, en ek wil dankie sê vir elkeen se boodskap, en elkeen se kommentaar, of dit nou negatief is, positief is, dit maak nie saak nie, ek waardeer dit, opreg, en ek weet dat Jesus Christus is die Alfa en die Omega, maar ek weet ook hy het ons op hierdie aarde gesit, met 'n doel, sodat ons 'n hand kan uitsteek, na ons medewerker daar buite, of medegelowige, of na iemand wat die Here nog nie ken nie, om hom of haar op te tel en 'n lig in hulle lewe te wees. Mag jy in hierdie dag 'n lig wees, waar jy gaan, mag jy 'n verskil maak vir die werk in die koninkryk van God. Mag God u ryklik seën, mag jy 'n goddelike en wonderlike, 'n rykvolle dag van oorwinning beleef en lig in mense se lewens wees. En mag die blydskap van die Here u omvou. Ek groet u, gaan in die vrede van die Here. Totsiens.